Wanneer ons vra wie die boek Openbaring geskryf, lyk dit eenvoudig. Die skrywer noem homself net Johannes. Nie Johannes die apostel nie, net Johannes. Die vroeë kerk het geen probleem daarmee gehad nie. Vroeë kerkvaders soos Justin Martyr, Arrhenius, Clement van Alexandria en Tertullianus was eensstemmig. Dit is Johannes, die seun van Zebedeus, die apostel, die disipel wat Jesus liefgehad het. Vir hulle was dit nie 'n debat nie, dit was 'n gegewe. Maar later het dinge begin ingewikkeld raak en 'n tweede eeuse skrywer met die naam Papias het gepraat van dat die boek van Openbaring eintlik geskryf is deur die presbiter Johannes, nie die apostel Johannes nie, 'n ander persoon, se naam ook Johannes is. Met ander woorde, Johannes die ouderling. Nou Papias se oorspronklike werke bestaan nie, maar ons ken hom hoofsaaklik deur sy aanhalings in Eusebius se Ecclesiastical History. In een van daardie aanhalings lys Papias die apostel en dan noem hy ook Johannes die presbiter Johannes. En dit het 'n vraag later laat ontstaan, praat hy van dieselfde Johannes of 'n ander Johannes, 'n minder bekende figuur in die vroeë kerk. In die 3de eeu het Dionysius van Alexandria het die moontlikheid ernstig begin oorweeg. Hy het gesê die Grieks van Openbaring is baie anders as die van die evangelie van Johannes. Dus is dit dalk nie die apostel wat Openbaring geskryf het nie. Miskien is dit hierdie Johannes, die ouderling, waarvan Papias praat. Later het Eusebius hierdie idee ook genoem en so die teorie van die twee Johannesse ontstaan. Maar hierdie is 'n belangrike punt. Net omdat Papias die presbiter Johannes genoem het, beteken dit nie noodwendig dat hy 'n ander persoon bedoel het nie. Baie geleerdes glo dat dit kan steeds dieselfde apostel wees, die apostel Johannes, aangespreek met 'n eretitel. En verder, die vroeë sterk eenstemmige tradisie dat die apostels Johannes die eintlik die outeur is, kan nie sommer net op sy geskryf word nie. Om so 'n gevestigde tradisie omver te werp, vereis baie sterk bewyse. So, waar staan ons? Daar is 'n debat oor wie die boek van Openbaring geskryf het, ja, maar die vroeë kerk was baie duidelik. Openbaring kom van Johannes die apostel af. En dit bly tot vandag toe nog die mees invloedryke en historiese sterkste posisie.